Ons tema vandag is kaas dit en geniet dit. Nou, verlede week het ek gehoor hoe Anske begin het en vir ons hierso kom vertel het oor die feit dat ons meer en meer soos Jesus moet wees. Ons moet soos hy begin lyk. En toe ek nou mooi begin dink daaraan, en ek dink sy het seker die wester gesê ook, is dat dit beteken eintlik dat ons meer van die vrug van die Gees moet openbaar. So as ek meer van die vrug van die Gees openbaar, dan lyk ek meer soos Jesus. Maak dit vir julle sin? Right. So, toe dink ek, maar okay, wat het sy nog gesê? Dis waarmee sy begin het. Maar toe onthou ek, sy het geëindig met woorde wat daarop neerkom dat ons nie regtig die vrug van die Gees kan beoefen as ons nie die dissiplines, die geestelike dissiplines begin beoefen nie. En haar presiese woorde was, geestelike vrug groei nie sonder geestelike dissipline nie. En dis toe dat dit my aan die gang sit en ek dink, miskien moet ek dan nou vandag gesels met julle oor die geestelike dissiplines. Maar die geestelike dissiplines het ek mos al oor gepraat. Ek het mos al gepraat met julle oor. En julle weet wat is die geestelike dissiplines. As 'n mens daaraan gaan dink, daar is eintlik so baie inligting ook oor die geestelike dissiplines en hulle is eintlik eenvoudig. Dis om te bid. En julle weet hoe om te bid en wat om te bid. Dit is om jou Bybel te lees. 'n Ou weet jy moet jou Bybel lees. Dit is om die blye boodskap te verkondig. Dit is om by mekaar te kom en geleenthede met medegelowiges uit te soek en te spandeer. Wat was die ander ene gewees? Ou se bydraes. Jy moet bydra vir die koninkryk van die Here en vir die werk van die Here. En as hulle natuurlik baie ander dissiplines, maar gewoonlik ondersteun hulle net hierdie paar belangrik is. En as jy regtig hulle wil ken, dan kan jy moeite gaan doen. Onthou, dis wat ons laasweek gesê het. Dit kom daarop neer dat as jy wil groei in 'n verhouding met die Here, as jy meer soos hy wil begin lyk, dan moet jy tyd spandeer en jy moet moeite doen. En 'n ou kan moeite doen en al die inligting is beskikbaar. Maar jy weet, toe ek nou begin voorberei het oor met hierdie hele storie en ek dink aan dissipline, toe dink ek nou, hoeveel keer het Anske nie nou al vir my probeer motiveer om aan die oefen te kom nie. Ek meen, sy wil hê ek moet draf, en sy wil hê ek moet hardloop, en sy wil hê ek moet trampoline spring, en ek moet onder die gewigte inklim, en al daai dinge. En sy probeer my motiveer. Maar jy weet, ek dink haar sukses is maar bietjie wisselvallig. Sy kry dit nie altyd heeltemal. Ek dink sy dalk nie genoeg motivering om my behoorlik te motiveer nie. Miskien moet sy net 'n bietjie meer probeer. Dan sal sy meer effektief wees om my aan die gang te kry, nee. Nou, as jy lag daaroor, dan kan ek dit verstaan. Want dit is nie eintlik sy wat die dissipline moet hê nie, dis nie sy wat die motivering moet doen nie, dis ek. Ek moet dit self hê. En dis waar ek nou 'n bietjie partykeer maar in die hek duik. Nou weet ek, sy oefen. Ek meen, sy het nie 'n probleem daarmee nie. Sy oefen lekker hard en die dag as sy nie kan oefen nie, is dit omdat sy siek is. En dit ontstel haar geweldig baie. Terwyl ek dit eintlik sou beskou het as, wow, dis seker maar 'n teken, jy weet. Dis dan hoe dit moet wees, jy weet. Maar nou weet ek, kom in die einde van die jaar, dan begin ek stres. Want elke Januarie moet ek by die kardioloog in sy spreekkamer op 'n tredmil gaan hardloop, laat my longe uithang. En dit is vir my 'n verskriklike ding. So as daai dag verby is, nee, dan is ek so dankbaar, nee. Maar dan onderneem ek gewoonlik, dit gaan nie weer gebeur nie. Volgende keer gaan ek fiks wees as ek op daai tredmil klim. En ek gaan gereed maak daarvoor. En nou ja, nou wonder ek, jy weet. Ja, so hierdie semester oefentye is Desember, net voor die afspraak. En die eerste week of 2 na die afspraak. En dan die res van die jaar sien die oefening hom nie weer nie. Beplanning. Dankie vir daai een, Ben. Jy kom by die antwoorde uit wat ons net met julle gaan deel. Want ons moet nou eers kom by die probleem. Ons sukkel. Ek dink ons almal kan identifiseer met hierdie ding. En ons gebruik nou oefening, die fisiese oefening.
Maar dit is eintlik so 'n prentjie van selfs in ons geestelike lewe ook. Ons gaan nou by daarby uitkom. Nou, dit lyk nie vir my of hulle enigstens sukkel. Nee, ek dink hulle smaak so lekker saam omdat hulle saam met ons voel daaroor. Ja, so ons sukkel om uit te kom by om te doen wat ons weet ons moet doen. Ons weet dit. Met ons liggame, met ons gees, ek het laasweek gesê ons moet doen as ons wil groei in ons verhouding met die Here. Hoekom kom ons dan nie by dit uit nie? Of kom ons so halfhartig by dit uit? Of daar sulke nou vir 'n rukkie doen ons dit met gusto en dan loop dit so half uit. Hoekom? Dis luigheid. Dis plain luigheid. Okay. Dis al wat ek sê. As jy luigheid die skuld wil gee, dan hulle sê mos altyd op die duiwel se kop is daar nie een lui haar nie, né? Maar dis nie asof hy dit reg kry nie. Ons weet, die Bybel sê hy glo. Maar dit beteken nie daar se verhouding met God nie. So, is dit luigheid? En ek kan hier net so 'n bietjie daaroor gaan gesels en ek het vir hom gesê op 'n stadium iets interessants wat ek gelees het. Want ek het toe gaan Google. Ons nou vir AI gaan vra. Wat is ons probleem om as ons dan weet daar is 'n goeie ding wat ons moet doen en ons kom dit nie by dit uit nie. En die AI is so slim en sê, wel die wêreld het 'n wonderlike term daarvoor. Akrasia. Wie van julle weet wat is akrasia? Dit wie nou net gesê? Ja, wat is dit? It is a state of doing things, wat het ek net vanoggend vir julle gesê? Jy weet, dit is 'n goeie ding, maar jy doen dit nie. En toe dink ek, AI dink nou, hy is verskriklik slim. Maar het julle nie al iewers in die Bybel dit raak gelees nie? Kom dink 'n bietjie. Iemand in die Bybel het gestoei met dit. Paulus, wat het Paulus gesê? Paulus het gesê die dinge wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek moet doen. Dis hy. Nou gaan iemand vir ons sê waar dit staan ook, né? In die boek van Paulus. Ja, jy's nie verkeerd nie, nê. In Romeine 7. Paulus sê daar, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoe is dit so met my? Dis 'n stryd, en is 'n geestelike stryd. Maar hoekom? Nou, as 'n mens nou 'n bietjie gaan lees oor die brein en die werking van die brein, en dan is dit nie dat ons nou besig is met ongeestelike goed nie. Julle, dit wat ons is, ons liggaam en ons brein en die gees wat daarin gesit is alles 'n skepping van die Here. En die Here het dit so wonderlik gemaak, en dan vra hy, dan moet jy saam met dit werk. Moenie teen dit werk nie. So, hoe mense brein werk, wie van julle weet hoeveel van jou energie gebruik jou brein? 100% energie per dag wat jou liggaam verbruik, hoeveel daarvan gebruik die brein? Sal jy raai? Dink 'n bietjie. Wat sal jy raai? 70%. Jou brein miskien, nie myne nie. 5. Dankie. 'n Mens se brein gebruik, wat sê jy, Chris? Hoeveel? 5%. 20% van jou energie word deur jou brein gebruik. En jou brein is daarop ingestel, met ander woorde, om terwille van jou liggaam so min as moontlik energie te gebruik. Sodat daar vir alles genoeg energie is. Dis ekonomies. So wanneer die brein werk, dan werk hy basies op 2 vlakke. Die een vlak is meer emosioneel, en dit kom vinnig en onbewustelik, en dit gebruik min energie. En die ander gedeelte is rasioneel, maar dis meer bewustelik, maar duidelik daarom ook verbruik dit baie meer energie. So vir sekere dinge gaan die Bybel, maar dit is so deur God bepaal, gaan die brein emosioneel, vinnig, onbewustelik beweeg om soveel as moontlik energie te spaar. En dan, wanneer hy kan, gaan hy die bewustelike goedes gebruik. So alles neig na die minste energie. Dis hy, yes. Dis wat jou liggaam probeer doen. Ja. So min as moontlik. Ja. En toe lees ek en Heine nogal in ons dagstukke een oggend 'n storie van 'n wilde eend, om dit nou te illustreer.
hoe ons eintlik werk. So, en van julle sal die storie ken, oor hierdie wilde eend wat, hy is nou pad om na die warm dele toe te vlieg, maar langs die pad word hy moeg en hy gaan land hier op die boer se plaas, tussen die ander eende, en toe hy nou so lekker inskuif, daar tussen twee mooi ladies in, toe sien hy, wow, hier word vir jou kos en water neergesit, en hy besluit, ek gaan net so bietjie my kragte herwin, en van die kossiekies pik en die watertjies drink. En so gaan die tyd verby, en nog 'n daggie, lei tot nog 'n daggie, en later is hy 'n week daar, en dit is later 2 weke, en op 'n stadium kom die ander wilde eende verby gevlieg, en hulle skree, en hy hoor hulle geluid, en hy dacht nie, nou is dit tyd om te gaan, en hy probeer, maar hy kon net tot bo op die dak kom, want meneer het nou so 'n bietjie dik geword van al die gemaklikheid hierso. En soos wat hulle verbyvlieg, is die verlange daar om daar te wees, saam met die wilde eende in die lug. Maar hy kan nie meer nie, want die gemaklike lewe het hom ondergekry. En laterhand het hy so lekker saam gepik en saam gedrink aan dit wat net so hier beskikbaar is, dat hy later nie eers meer die roep van die ander wilde eende gehoor het nie. En dis hoe ons werk. Ons brein en ons liggaam werk so. Ons neig na dit wat die gemaklikste is, wat die vinnigste kom. En daarom sal jou brein ook, wanneer jy besluite neem, gaan jy makliker besluite neem emosioneel vir nou, want dit wat verder vorentoe lê, vat bewustelike beplanning en energie, en jou brein gaan jou nie daarmee help nie. OK, So ons het nou eintlik iets geleer, omtrent onsself. kennis. Al ek weet baie mense weet dit, maar ons moet baie keer onsself maar net weer herinner daaraan. Ja, kennis. Kennis is? Kennis is? Mag, ja, mag. Dit moes, ja, kennis is mag. Maar die Bybel sê ook tog vir ons, as ons nie kennis het nie, wat gebeur met ons? Onthou julle daai versie? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ja, uitstekend. Dis Hosea, nee. Ja, Hosea 4 vers 6. En weet wat? My skool se lese was ken, kan en wil. Ken, kan, wil. Maar nou die ken kan ek verstaan. Ons ken, ons leer ken. Ons kan. As jy ken, dan kan jy mos. Maar dis nou daai laaste stukkie waar ek vashak. Die wil. Want dis nie te sê, as jy ken en jy kan, dat jy regtig wil nie. En dis waar die motivering mos nou moet inkom. En nou dink ek, weet, as jy nou gaan oefen en jy het motivering nodig, wat doen die gyms? Die gym gaan eenvoudig en hulle kry 'n nuwe masjien. En dan is daar 'n nuwe masjien in die gym en almal wil die nuwe masjien probeer. Ek meen, wie van julle het 'n nuwe masjien aangekoop sodat jy kan oefen? Die afgelope maand of 3. Jawel, jy het en is lekker, né? Jy is nou gemotiveerd om aan te gaan. Wie van julle het nog 'n nuwe masjien wat jy gebruik? Ons weet die is mense wat ons so ver wil kry om op hulle nuwe masjien te klim. Follow my eye. So 'n nuwe masjien. So wat my gevolgtrekking is, doen net dinge op 'n nuwe manier. Dan gaan jy mos nou gemotiveerd wees om dit te doen. Ja, dit werk soos nuwejaarsvoornemens ook, nee. Julle almal weet hoe gewilliglik spring ons die nuwe jaar weg met nuwe planne. En dan op die ou ende van die dag dan fizzle dit nou maar ook so uit wanneer dit nie meer so nuut is nie. OK, maar ek dink as ons nou vir onsself sê ja, dit is hoe ons moet weet hoe ons werk. Die Here het ons liggame so saamgestel, maar wat doen ons daaromtrent? Dis nou een ding om te sê ons wil ons liggame aan die gang kry, maar hoe kry ons verhouding met die Here aan die gang? En dis waar ek en Henny toe nou by die kaas tema uitgekom het. Ons wil dit net vir julle verduidelik. Want ons het 4 goedjies of gedagtes wat ons met julle wil deel wat nou prakties gaan wees. En elkeen kom toe nou uit is 'n K en 'n K en 'n K en 'n K en ons sê toe vir onsself, wow, hierdie 4 K's werk. En dis toe nou waar my liewe man toe nou die 4 K's met sy groot liefde verbind. Nie met my nie. Met kaaskoek. En ons sê toe, as dit 'n manier is om julle te help onthou, dat ook in hierdie week, dink eers aan die kaaskoek, en dan dink jy aan die 4 K's,
En dan gaan ons nou hierdie 4 K's met julle deel. Wat kan ons doen met die kennis wat ons het oor onsself, om onsself te motiveer, om in ons verhouding nader aan die Here te kom? En onthou nou mooi, hoekom wil ons nader aan die Here kom? Want ons wil in sy teenwoordigheid wees, ons wil toelaat dat hy ons verander, ons wil meer soos hy word. En hoekom wil ons meer soos hy word? Want die wêreld moet hom in ons kan raak sien. Ons is deel van God se storie vir die wêreld. Wanneer hulle oor hom moet lees, wanneer hulle oor hom moet leer, moet hulle na jou kan kyk en kan sê, ek sien iets van Jesus. Maar dit gaan nie sommer net vir jou gebeur nie. Net soos wat 10 kilogram afgeval word, nie sommer net gebeur nie. Jy moet iets doen. So die eerste een is om dit te krimp. Want onthou wat ons gesê het, jou brein werk so. Hy wil goedjies nou doen en dit moet vinnig gaan. En die oomblik as 'n ding te groot is en te ver is in die toekoms, dan is jy so oorweldig, jy doen dit nie eers nie. So onthou die eerste punt. Krimp dit. En die Japaneese het nogal 'n term daarvoor, en dit dryf baie van my dinge. En nie sê, ja, ek oefen baie, maar weet julle wat, hierdie was die een ding wat bygedra het daartoe, dat my oefening dissipline geword het. En ja, ek is nou nie so fantasties, nie soos Chris nie, ek dink Chris kan vir julle baie meer kom vertel. Kaizen is die Japanees vir small steps. Otto, ken jy die term? Ja, dit word baie in die projekbeplan gebruik. Okay. Project planning. Ja, daar's niks oosters of vreemd geesteliks daaraan. Die Kaizen beteken net small steps. Begin met 'n klein treetjie. En hulle leer dit aan mense ook. Moenie vandag besluit oor 'n week hardloop ek 'n maraton nie. Nee, onderneem jouself vandag, gaan stap ek 1 keer om die blok. En as ek dit reg gekry het, dan voel ek mos goed oor myself. So ek voel 2 keer goed oor myself, want ek het hierdie week 2 keer om die blok gesit. Okay, ja, great, en celebrate dit, maar dat is nou nie vooruit gaan nie. Maar dit sluit aan by die Bybel. Ja, yes. As ons sê klein stappietjies, waar lees ons van dit in die Bybel? Want dit is toe nou nie die Japaneese wat dit uitgedink het nie. En mens kan daaraan dink, alle behulpsame inligting op die ouene vandag, dit wat vir jou goed is, kom van God af. En jy kan dit iewers in die Bybel gaan kry. So waar leer die Bybel ons die waarde van klein dingetjies? Dink 'n bietjie. Don't despise small beginnings. Ja, Sagaria. Sagaria 4 vers 10. Ja. Yes, is hy daar? Ja, moet daar. Hier nie? Sagaria 4 vers 10. Ja, sê. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Weet julle, die konteks waarin daai versie genoem word, was juis waar die volk moes begin bou het aan die mure. En toe hulle by daai rommelhope kom, toe is hulle so oorweldig. En toe sê die Here vir hulle, begin klein. En as die een ou 'n stukkie muur bou en daai ou bou 'n stukkie muur, dan begin daar iets en mense begin hoopvol raak. En eventually wanneer daai muurpunte bymekaar kom, dan staan daar een groot muur. En dis die beginsel wat die woord ons leer. Breek dit wat jy graag wil doen in klein stukkies op. Maar dink ook daaraan as jy 'n kind van die Here word. Ek meen jy's 'n jong gelowige. Jy's eintlik nog, ons praat van 'n babietjie in die geloof. Wat gee jy vir daai babietjie? Steaks? Nee. Ek meen Jackson het begin met melk. Ja. Ons begin met melkkos. Ons begin klein, ons begin stadig. En het hy nou al steak? Hy sê hy begin met klein treetjies. Daar's hy. Een van die dae, dan braai vir jou. Okay, so die eerste punt is krimp dit. Moenie vir jouself sê ek gaan nou hierdie week elke dag 3 ure saam met die Here spandeer. Dis wonderlik. Die Here sien jou hart raak. Maar begin klein. Sê vir jouself al staan ek vanoggend net op, hier's 'n ander gewoonte wat ek ook begin het. As ek wakker word, die eerste ding wat ek doen, die eerste persoon wie ek groet is, ek sê goeiemôre, Here Jesus. En ek het aanvanklik gestoei daarmee, want wat jou gewoonte is, die eerste ding as jy wakker word, dan dink jy aan alles wat jy vandag moet doen. En al die moeilikhede wat vir jou wag by die werk.
Maar die oomblik as jy die eerste ding sê, goeiemôre, Here Jesus, dan is dit asof ek my fokus instel. Hy is saam met my hierdie dag. 'n Klein dingetjie wat vir my 'n groot verskil in my lewe gemaak het. En nou wil ek vinnig net noem, as daar enigiets nou by jou opduik, onthou ons sit hier op die stoel, dan moet julle asseblief gooi net jou hand op en sê, maar ek het ook iets wat vir my werk. Share dit asseblief met mekaar. Okay, goed. Krimp het, nommer 1. So die tweede ene is, ketting dit. Nou wat dit beteken is, wanneer jy 'n gewoonte wil begin vestig, is 'n belangrike ding wat goed werk is, gaan vat 'n gewoonte wat jy al reeds het wat baie sterk is, en gaan ketting dit aan mekaar vas, want die sterker een gaan die swakker een saam sleep. So met ander woorde, as jy vir jouself sê, ek wil graag hierdie week 'n bietjie meer by my Bybel lees uitkom. Ketting dit aan 'n ander gewoonte wat baie gevestig is, byvoorbeeld, van ons het 'n goeie koffie drink gewoonte. So ek het miskien 'n vaste tyd op by my werk, 10:00, gaan maak ek my koffie. Sê vir jouself, hierdie week wil ek, miskien sê maar elke tweede dag, my koffie wat ek gaan haal, en waar ek gewoonlik saam met almal gaan kuier, gaan ek my koffie na my lesenaar toe vat, en ek gaan my Bybel oopmaak, en ek gaan my koffie drink saam met my Bybel. En wie weet, dalk begin mense, hulle is gewoond, jy kom altyd saam koffie drink, vir jou vra, waarheen gaan jy nou? Kan jy sê, ek gaan 'n bietjie koffie drink saam met die Here. Wil jy dit saam met my doen? Maar imagine jy's by die werk, en almal weet nou al later, jy gaan nou Bybel lees, en jou koffie drink. En jy sê, maar kom join my, kom lees jy ook. Dan later dan by die werk sit almal in Bybel lees, terwyl ons koffie drink. En jy het nie eens nodig om Bybelstudie te hou nie, en in die moeilikheid te beland, omdat jy dit doen by die werk nie. Almal lees Bybel omdat hulle lus is, en koffie drink. Dis 'n geleentheid. Nou is dalk 'n ander ding wat nou nie 'n gewoonte is nie, want jy moet dit doen, maar jy moet byvoorbeeld in jou kar klim, en werk toe ry. Maar dan kan jy besluit, weet jy wat, nou gaan ek nie meer werk toe ry, en op almal skree wat voor my indraai nie, ek gaan nou mooi musiek opsit, om te praise and worship. Of om na 'n podcast te luister oor 'n Bybelboek, of oor 'n tema wat ek nog baie oor wonder. Hey, of oor een van my recordings. Ja, yes, jy kan dit ook doen, ja. Maar, julle hoor wat ek sê, nee, dat jy weet hierdie is 'n gevestigde gewoonte. Gaan ketting dit dan aan daardie gewoonte, dit help jou net om daarby uit te kom. So, die eerste ene is, krimp dit. Die tweede ene is, ketting dit, okay. Die derde ene is, kies dit. Dit beteken, jy moet 'n doelbewuste keuse maak om iets te doen. Want julle weet self, dikwels as jy nie iets doelbewus kies nie, gaan jy dit nie doen nie. So ek het byvoorbeeld ook, as ek myself moet motiveer om te gaan draf, dan sal ek vir Henny byvoorbeeld sê, ek gaan 4 uur gou draf. Dis asof, omdat ek het vir hom gesê het, nou moet ek dit gaan doen. So as ek by 4 uur kom, dan is dit amper asof ek klaar gemotiveer is om dit te gaan. Jy sien, dit is baie belangrik dat sy vir my sê, hoe laat sy gaan draf, want dan weet ek wanneer om yskas toe te gaan, en so 'n stukkie kaaskoek te gaan eet. Of die ander ding wat jy doen is, jy weet, môreoggend moet jy 5 uur opstaan, as jy vanaand al jou gymklere uitpak, nee. Dan as jy wakker word, dan praat daai klere met jou. Wanneer jy nou nog so bietjie wil onderaan lê, daar staan daai tekkies. Jy het gisteraan daai besluit geneem. Nou net so werk dit met jou geestelike doelwitte wat jy vir jouself moet stel. Maak 'n besluit, ek gesê ek gaan dit doen, en sit dan iets neer om jou te help. Byvoorbeeld om 'n gebedstoel te hê. Jy weet daai silwerstoel wat daar staan, hy trek nogal 'n ou se aandag. As jy iewers in jou huis so iets het, glo vir my, ons het so 'n stoel. Daai stoel kyk vir my met 'n leepoog aan as ek by hom verbyloop. Want hy herinner my, Anshke, jy het vandag nog so deur die dag gehardloop. Jy het nog nie in my kom sit nie. So doen praktiese goed om keuses te maak om jou te help om by daai doelwitte uit te kom. Maar ek is seker, hulle ja, kom ons, sulke goed. wie van julle het so iets om met ons te deel? Wat doen jy om jou te help om die regte keuses te maak? Jy kan vir ons sê.
Daniel, ek nou dat jy daar uitstap, en dit herinner my, sy byvoorbeeld het al gesê, sy skryf versies op papiertjies neer. Sticky notes, plak dit oral op. So as jy eendag vir JP sien verbyloop met dit sticky note in sy kop, hoor, dan is dit daar daai versie wat sê, en die man en vrou moet aan mekaar onderdanig wees, en die man moet sy vrou lief hê, soos wat Jesus die kerk lief het, nee. Ons sy sit sticky notes op, om die woord van die Here vir haar te laat onthou, om te memoriseer. Dit het my geïnspireer, want nou plak ek die sticky notes so om my laptop se raam. Ek dink as Moses in ons tyd moes die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het, en hy kom by Deuteronomium 6, dan dink ek sou hy dit 'n bietjie anderster geskryf het. Ek dink hy sou, moet ek dit gou lees vir hulle? Van vers 6 af gaan ek vir julle lees, maar op die skerm gaan daar net van vers 8 af wees. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande. En dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. En ek dink dit is sodat ons moet onthou, maar as hy dit nou vandag moes geskryf het, sou hy seker nou die sticky note in die voorkop gesit het. Dit is my altyd so wonderlik om te sien dat die dinge wat werk is eintlik antieke kennis. Dit kom uit die woord uit. Ja, so. Ons het nou, ons gaan herhaal tot dit by ons ore uitloop. Wat is die eerste ene? Krimp dit. Tweede ene? Ketting dit. Derde ene? Kies dit, nee. En dan kom ons by die laaste ene. Kleur dit. Want op die ou ene van die dag moet 'n mens jou ingesteldheid ook inkleer, want as jy nie positief oor iets voel nie, dan kom jy ook nie so lekker by dit uit nie, nee. So as ons het mos nou al gesien as hulle sê iemand wat 'n dieet wil volg, dan plak jy mos nou daar teen die yskas net voor jy by daai kaaskoek kom, dan plak jy 'n prentjie op of 'n foto van iemand wat 'n voorbeeld is. Ja, jy gaan nou nie 'n Boeddha daar teen die yskas opplak nie. Jy gaan 'n foto plaas van iemand wat gesond en fiks is om jou te motiveer. Dis daai beginsel van kleur jou ingesteldheid positief. Maar in elk geval, om ons te help om 'n positiewe ingesteldheid te hê, is dit so wonderlik om te weet dat met al jou onderneming het jy iemand wat jou help. Jy's nie alleen in dit nie. Onthou julle laas week wat ons gesê het, vir die wat nou nie hier was nie. Onthou julle, ek het op 'n stadium met my keel regtig vreeslik gekrap. En toe bring Cindy vir my water, en toe sy die bottel water hiernatoe bring, toe sit ek hom ons nou net hierso neer, nê. En toe help dit my keel. Nee, ek het nodig gehad om 'n slukkie water te neem. Dis eers wanneer ek die hulp wat vir my aangebied word, vat, dat dit tot my voordeel werk. En so is dit ook, dat God is hier, God is by jou, en hy sê vir jou op soveel plekke in die woord, ek is jou hulp, roep my aan in die dag van benoudheid, né? Maar ek is jou helper. Nooi hom dan, om jou helper te wees. Nooi hom, om jou te help, om nader aan hom te kom in jou verhouding met hom. En daar's ander versies ook wat so besonder is. En jy lees vir ons daai Matteus 6. Matteus 6 vanaf vers 33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En dit klink vir my so half asof dit op 'n negatiewe noot eindig. Maar eintlik as jy die hele storie lees, dan besef jy hoef nie te bekommer nie, selfs al is elke dag vol bekommernisse, want die Here is daar, en hy is die een wat jou deur al daai moeilike goed gaan dra. Maar die volgende versie wat ons hierso het, is klaagliedere. Klaagliedere, 3, vers 22 en 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. So, al is die dae so verskriklik bad, die Here
se ontferming is daar. Elke oggend is dit vir ons nuut. En is dit nie wonderlik om elke môre hierdie pragtige nuwe dag te aanskou nie? Elke môre is hy nuut. So, dis hoekom dit ook vir my werk om byvoorbeeld in die oggend te sê, goeiemôre Here, en myself te herinner, begin vandag met die belofte dat U sê, U is genoeg. En U getrouheid, U goedheid en U genade is splinternuut genoeg vir vandag. Okay, maar kom ons som dit gou op, want ons is nader aan die einde. Ons het begin by die eerste stuk kaaskoek. Ken jouself, weet hoe jou brein werk. Dis die ding. En dan? Okay, so, kom ons begin by ken dit, krimp dit, ketting dit, kies dit, kleer dit. Maak nie saak of die volgorde die mekaar is nie, nê? Maar solank jy 5 slices kaaskoek het, is jy reg vir die week, want dan is daar 'n slice vir elke dag. Okay. Maar dan is jy reg om te oefen, hè? Maar kyk, as jy kaaskoek het, moet jy oefen. En Paulus is baie sterk op hierdie oefending. Ek wil vir julle afsluit met 2 teksgedeeltes. Die eerste ene is 1 Korintiërs 9 vers 27. Paulus vergelyk ons geestelike lewens met die van 'n atleet. Hy sê ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. En dan hier kom vers 27. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. So hy praat nie hier van geestelike oefening, van fisiese oefening in die eerste plek nie. Hy praat van geestelike oefening. En dis wat ons mee moet besig wees. En dan gaan hy en hy skryf vir Timoteus, en in 1 Timoteus 4 sê hy, om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde. Dis glad nie, Chris, as jy so rondhardloop, en jy oefen met jou marathons en goeters, dit het waarde. Dis nie asof dit waardeloos is nie. Dit het waarde. Maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Om in toewyding aan God te lewe. Dis waarmee die dissiplines ons kom help. So mense, dis waarmee ons julle wil los. Met 'n praktiese iets wat julle kan doen om julle te help om te groei in jou toewyding aan die Here. Ek dink daarmee wil ek graag afsluit in gebed hê, nie? Dan kan jy die seën uitspreek. As ek hierdie woorde lees, hierdie oefening, dit bevat 'n belofte van lewe. En as ons dit deurtrek, kom ons net na die fisiese kyk. Wat doen 'n fisiese oefening aan jou liggaam? Dit maak jou sterk. Dit gee vir jou gesondheid, dit gee vir jou 'n kwaliteit lewe. Vra vir enige fikse persoon. Dis iets wat iemand wat siek is in bed lê sal begeer om te hê. Soveel te meer is dit waar van 'n geestelike fiksheid wat jy het. Die Here beloof vir jou 'n belofte van lewe. En guess what? Vir die liggaam is dit fisiese lewe net vir nou. Maar hierdie belofte is vir nou en vir die toekoms. Vir die lewe wat kom. Dis waarvoor ons oefen. En as ons vandag niks reg gekry het nie, net die begeerte by jou gestel het, ek wil meer hê met die Here as wat ek nou het, dan het ons doel bereik. En dan antwoord die Here ons gebede reg deur die week. Want dis wat ons bid. Here, en vir onsself. En ons sit op daai stoep en ons bid dit vir hierdie gemeente, vir die mense wat hier voor ons sit. Ons wil self dieper met die Here gaan. Maar ons wil saam met ons geliefdes te doen. En as jy dit saam begeer, kom ons maak ons oop toe. Here, U is die kenner van harte. U is hier. En U kan dieper kyk as wat selfs ek in my eie hart kan inkyk. U weet waar ons is. En ek weet waar ek is. U ken my luiheid. Die verskonings wat ek maak.
hoe dikwels ek aan die einde van die dag kom en ek verlang na U want ek het nie hierdie dag genoeg tyd saam met U spandeer nie. Hoor ons wanneer ons in opregtheid vanoggend teenoor U kom bely. Here, U is waardig om baie meer van my te hê as wat ek vir U gee. Maar kom hoor ook vanoggend ons uitroep na U. Maar ons sê, Here, ons verlang regtig na 'n lewe wat vol is van U. 'n Hart wat vol is van U. 'n brein wie se gedagtes vol is van U. 'n liggaam wat so vol is van U, dat dit net wil loop waar U wil hê ons moet wees. Dat dit net sal doen en sal sê en sal dink wat U wil. Ons begeer dit. En ons weet ons is nog nie eers naaste by daar nie. Wil U nie vandag ons gebede hoor, wanneer ons na U uitroep? En vir U sê, Here, hier is ek. Kom help my in my onderneming, om nader aan U te leef, om meer soos U te wees. Help my om myself te ken. Help my om my voornemens te krimp, te ketting, te kies en te kleur, tot eer van die heilige naam. Dit gee ons vandag aan U. Ons begeerte om soos U te wees. In Jesus se heilige naam. Deur die krag van die Heilige Gees en die liefde van die Vader bid ons dit. En ons sê saam,